Broer en suster, ons skriflesing vanmôre kom uit 1 Petrus weer, vandag lees in 1 Petrus hoofstuk 2. Voor ons begin, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Wat 'n voorreg, Here, om U naam groot te maak. Here, dankie Here dat ons in afhanklikheid van U ook hier kan wees, kan weet, Here, is dat U die God is wat by ons teenwoordig is. Die Here wat in ons teenwoordig is deur die Gees. Here, dat ons in hierdie wêreld kan vas staan, want U is die lewende, almagtige God. Dankie Here dat ons dit kan bely, dat ons dit kan sing, dat ons Here U naam kan roem. So kom bid ons Here in afhanklikheid ook, dat U Here die waar ons van saam lees, die woord sal oopbreek. Ons kom bid en ons kom vra dit Here in U naam. Amen. Ons gaan saam lees 1 Petrus hoofstuk 2. Ons lees daar van vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mens afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daar staan in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek, vir wie hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan hierdie sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadiger is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs, as sy gevolgmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om goed te doen. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God en eer die keiser. Tot sover ons skriflesing vanmôre. As ons dink aan Petrus se brief, dan kom skryf hy vir hierdie gemeentes, wat ons al 'n paar keer vir mekaar gesê het,
oor die ou antieke wêreld wat versprei is, die Jode van die diaspora of die Christenjode, en hy kom en hy moedig hierdie gelowiges aan om vir hulle te sê, maar daar waar julle is, moet julle op 'n sekere manier die beeld van God, die getuies van God wees. Julle is geroep, julle is gestuur om 'n verskil te maak. En so kom sien ons, as ons na hierdie gedeelte kyk, 3 kenmerke van Petrus wat hy kom sê, maar hoe groei ons? Hoe groei julle in hierdie geestelike lewe wat julle van deel is, wat julle graag wil doen? Hoe groei ons nader aan die Here? Hy kom sê vir hulle, maar julle is geroep om geestelik te groei deur die woord van die Here. Die eerste paar verse, van vers 1 tot 3, gaan nou so 'n bietjie verder daaroor praat. Dan kom sê hy, so 'n bietjie verder, vers 4 tot 10, dan kom sê hy vir hulle, maar julle is geroep om opgebou te word tot 'n geestelike huis. Julle is deel van iets meer as net julle self. En dan kom sluit hy af, vers 11 tot 17, kom sê vir hulle, maar julle is gestuur om goed te doen in die gemeenskap waar julle is. Nou as ons kyk na die prentjie is 'n bekende digter in die geskiedenis, John Donne. Nou maar, wat hy alles geskryf het, kan ek nou nie weet nie, maar hierdie een deel van die gedig wat hy geskryf het, is vir vandag belangrik. Dis Engels, so as jy nou my sal vergewe, dan lees die gediggie, die refrein so bietjie so, no man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Geen mens is 'n eiland nie. Ons is nie hier alleen nie. Ons is nie hier op onsself aangewese nie. Ons het mekaar nodig. Die geestelike lewe, as ons dink oor geestelike lewe, kan dit grootendeels, soos wat ons mekaar sê, gaan dit oor 'n persoonlike verhouding met God. En dit kan nie sonder hierdie persoonlike verhouding met God floreer nie. Dis verseker so. Maar net soos wat dit nodig is om in 'n verhouding met God te leef, sodat ons geestelike verhouding kan floreer, beklemtoon Petrus dat geestelike lewe, ons geestelike groei, nooit sonder die betrokkenheid gaan van 'n geloofsgemeenskap nie. Dat ons, daar waar ons besig is, as geloofsgemeenskap het om mekaar te ondersteun, om vir mekaar by te staan. En dat God ons roep om hom te ken. En luister na die woorde, ons. Hy messel ons in 'n geloofsgemeenskap in, om ons te stuur om sy wonderdade in hierdie wêreld te gaan verkondig, te gaan vertel. Dis die besef dat ek en jy geroep is met 'n doel. Dat ons nie per ongeluk hier as gemeente by mekaar kom op 'n Sondag, net om die banke warm te broei en dan weer huis toe te gaan nie. Maar dat die Here vir my en vir jou sê, maar ons is hier met 'n opdrag, ons is hier met 'n roeping. Nou kom sê Petrus, as ons nou dink aan die gedeeltes wat ons gelees het, God roep jou hele lewe. Raak jou hele lewe aan. Mens moenie dink dat ek en jy in hierdie lewe sekere vlakkies moet bereik of sekere goeders moet deurgaan om nou op 'n hoër vlak te wees nie. Maar as ons na hierdie goed kyk, dan kom sê ons vir mekaar dat dit eintlik op so 'n manier by mekaar kom dat ons in hierdie wêreld vir mekaar kan sê, maar eerstens, so wat ons begin het, dat ons God nodig het. Dat ons in hierdie lewe bewus raak van God wat ons kom toevou in sy teenwoordigheid. En wat vir die een kenmerk van God se impak in jou lewe geld vir elkeen.
Jy groei deur die woord persoonlik met die Here. Om 'n gebou te wees, deel van 'n geloofsgemeenskap in jou werk, in jou huwelik. In elke faset het ek en jy die geleentheid om die grootheid en die teenwoordigheid van God uit te leef. En so kom sê Petrus, maar as dit skipbreek lei in een, lei dit skipbreek in alles. As ek en jy in ons huwelik sukkel, struikel, dan sukkel die res. Maar as dit in een groei, is die potensiaal daar dat ek en jy in die ander kenmerke van ons geestelike groei 'n dieper, beter verhouding met God kan hê. So ons dink aan die impak wat die Here in ons lewe het. Besef ons dat hy by ons teenwoordig is. Dat hy by in jou roep om in hierdie lewe daar waar ons gaan opreg vir hom te leef. Dat hy die hoeksteen is wat ons, as ons na Petrus se woorde luister, waar hy kom sê, maar die mense het hom afgekeer, die mense het hom een kant toe geskuif, maar God het hom uitverkies tot ereplek. En so word ek en jy geroep om deel te wees van hierdie geestelike huis. Dat ons, daar waar ons gaan as geloofsgemeenskap, sal groei, dat ons dit sal bevorder, dat ons, daar waar ons besig is, mekaar sal aanspoor om verantwoordelikheid te vat vir hierdie gemeente waarvan ons deel is. Petrus kom in hierdie laaste gedeelte vanaf vers 11 en hy kom sê vir hierdie gemeente, maar hoe leef ons? As ons nou kyk dat die Here vir ons vestig op sy woord, dat hy vir ons sy woord gee om te leer ken, en dat hy ons as geloofsgemeenskap in hierdie wêreld instuur, hoe lyk hierdie geloofsgemeenskap waarvan ons deel is? Hoe leef ons sy teenwoordigheid, sy getuienis, sy gestuurdheid uit? En dan begin hy eintlik weerhou jou van die liggaamlike begeerte wat stryd voer teen jou siel. Nuwe vertaling. Vers 11, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle aan, daarop om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Dit sluit enigiets in wat ons kan verwar. Maar dit is eintlik natuurlik nie nuus nie. Dit is eintlik so algemeen. Dit is eintlik iets wat ons weet. Dat ons in hierdie wêreld nie moet toegee aan die begeertes wat ons wegdryf van die Here nie. As ek en jy nie in die verhouding met die Here leef, in terme van ons liggaam en gees nie, leef ons eintlik net vir onsself. Die Here Petrus kom roep my en jou op, die gemeente op, om 'n getuie te wees in diens van God vir hierdie wêreld. Die tweede ding wat Petrus vir hierdie gemeente kom sê, gedra jou goed in die gemeenskap, sodat hulle in jou goeie dade God kan raak sien. Hoe lyk ons vir die wêreld buite? As ons op 'n Sondag hier klaarmaak, as ons uitgaan in hierdie wêreld, in hierdie gemeenskap. Leef ons die gestuurdheid wat God vir ons gee. Die egtheid van ons geloof, leef ons dit uit of bære ons dit hier binne tot volgende week en dan trek ons dit weer aan. Petrus kom roep hierdie gemeente op, onthou wie is hulle?
Hulle is Joodse Christene wat vervolg word. En dan kom sê Petrus vir hulle, maar wees onderdanig aan elke menslike instelling. Wees onderdanig aan die gesag wat daar gestel is. Dit bring orde in die samelewing. Dis nie 'n maklike opdrag nie, want hierdie ouens vir wie hy skryf, is vervolg. As hulle gevangenes word hulle in die tronk gesit. Dalk erger. Wees onderdanig. As ons dink aan vandag, dan sukkel ons met dit. Dan sê ons vir mekaar, maar ons leef in 'n tyd wat ons soveel goed oor die regering kan sê, maar die Here kom roep ons op om onderdanig te wees. Dit beteken nie ek en jy moet onsself uitspreek daarteen nie. Maar dat ek en jy daar waar ons gaan, ons vir die verandering beywer wat God van ons vra. Petrus kom in vers 15 en sê, God wil immers hê dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase moet stopsit. Is die nuwe 2020 vertaling. Dat ek en jy daar waar ons gaan, so sal optree dat ons 'n verskil maak, dat ons vir mekaar sal leer, dat ons vir mekaar as te ware voorbeeld sal wees. Die versoeking in ons wêreld is eintlik soveel meer, dat ons mekaar sê, maar ons los hierdie ons geloof vir 'n Sondag en ons val in by die wêreld. Ons wil nie anders te wees nie, ons wil nie uitstaan nie, ons wil nie gekenmerk word as gelowige nie. Want net nou word ons as iets anders uitgekry. In vers 16 lees ons Petrus wat die gemeente oproep, waar hy vir hulle sê, julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Daar waar ons gaan, broer en suster, moet ons besef dat die Here ons vrygemaak het. Dat die Here ons nuut gemaak het deur sy kruisiging, deur sy opstanding, dat hy in ons teenwoordig is en in hierdie mens, hierdie lewe van ons 'n verskil wil maak. Dat hy kragtig in ons werk, sê die woord. En dat hierdie krag wat die Here vir ons gee, 'n uiting moet word, 'n verskil moet maak in hierdie wêreld. Dit kan nie net by ons bly nie. Weer, kom sê Petrus, maar respekteer alle mense. Dit is 'n paar keer dieselfde herhaling, respekteer mekaar, luister, hoor, dat God vir my en vir jou die opdrag gee, om na ons mense rondom ons te kyk. Dat ons daar is, om vir hulle hoop te bring. Want God se ewige hoop is in ons teenwoordig. Ons sing dit op 'n Sondag. Ons sê vir mekaar dit baie maklik. Maar die getuienis, daar waar ons die tekkie die teer slaan, hoe lyk dit? Is ons bereid om die grootheid van God uit te dra in hierdie wêreld? Is ons bereid om verantwoordelikheid te vat vir mekaar? Ons kan so maklik vir mekaar, kom ons sê dit mooi reguit, soos wat ons in hierdie gedeelte lees, hierdie eerste paar versies. Ons kan so vinnig op mekaar met kwaad praat oor mekaar. Ons kan so vinnig jaloers raak op mekaar. Ons kan so vinnig skinder. Maar as ek en jy bereid om verantwoordelikheid te vat, om te gee, om by te staan, om by iemand te gaan staan, te gaan sit, te gaan bid, vir hom op te dra aan die Here. Petrus kom en hy sluit af
hier aan die einde met twee woorde, twee kort sinnetjies. Die eerste een wat eintlik hierdie hele gedeelte saamvat. Vrees God. Ons het op 'n stadium baie hieroor gepraat. Die heiligheid van God. Die wete dat God in ons teenwoordig is. Die Here wat alles geskep het, wat vir ons sy heiligheid kom gee. Dat ek en jy in hierdie wêreld met onsag vir God sal leef. Die hartseer is dat hierdie wêreld dit so kom vervang, so kom afskaal, dat ek en jy op 'n plek is waar ons kan dink, maar ons kan sekere goed kies of nie. Dat ek en jy op 'n plek is waar ons mekaar sê, maar sekere goed wil ek doen, want dit bevoordeel my saak, en ander goeders los ek, want dit vra dalk net te veel. Dit vra dalk net my lewe, dit vra dalk net iets wat ek nie kan gee nie. Ek en jy kan nie in hierdie lewe omgaan om ons geloof te bestempel soos 'n inkoopie by Spar nie. Die Here vra vir my en van jou ons lewe. Hy vra vir my en van jou dat ons vir hom sal omsag hê, dat ons hom sal eer in dit wat ons doen. Ons kan nie omgaan met die Here asof hy 'n inkopiesmandjie is nie. 'n Winkelsentrum wat ons net vat wat ons nodig het nie. Dis of alles of niks. Petrus kom sluit af in hierdie gedeelte dat ek en jy, die gemeente vir wie hy skryf, opgeroep word om ook die keiser te eer. Respekteer die koning. Daar waar ons gaan, dat ek en jy sal leef tot eer van God. Dat die wêreld sal sien, ons dien 'n God wat hoop bring. Ons dien 'n God wat vir ons sy genade kom gee. Dat ek en jy 'n verskil sal maak. As ons dink aan die brief van Petrus, hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, word ons gebou op die hoeksteen Christus ter wille van ons. Mag ek en jy as gestuurdes, as geroepenes, leef in hierdie wêreld. Mag ons gaan daar waar die Here ons stuur, en mag ons verantwoordelikheid vat vir dit waarvoor die Here ons roep. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons in hierdie oggend kan kom stil word by U, ons Here, ons God. En dat U ons kan weet, Here, dat U ons vrykoop, dat U ons nuut maak deur U bloed. Deur die seun wat U gestuur het ter wille van ons. Here, dat U opgestaan het en dat U leef. Dankie Here dat ons ook kan weet dat U ons lewe kom verander. Here, om so ook mekaar te inspireer, mekaar by te staan, mekaar aan te moedig, om ook in 'n lewende verhouding met U te staan. Mag ons dit nie vir onsself hou nie, Here, maar mag ons 'n verskil maak daar waar ons gaan. Mag ons leef tot eer en verheerliking van U. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen.